Hashtag CairoDGTV, your digital TV hub. Even when I meet people in general, they would think that I'm from Cape Town or Joburg. En mense, ek is van Heidedal. Ek is Asha se kind hierso, Nadima se kind. Hierso is Rashida se kind. And also something that stands out, ek is Juma van die Looi Lolly. En I'm Dean, ek is hulle kleinkind. So I'm one of you. And I'm so happy and I'm so honored to stand here today when I saw all of you today. To see the people that raised me. Hierso onderwys in graad 3, juffrou is ook hierso, juffrou Siklaf is hierso. And then my neighbors are also here. And everyone from the community that I hold dearly to my heart. Ladies and gentlemen, the only thing that I can bring today, and when they asked me if I can do this, I was so excited. Nervous at the same time because my audience is no more hours. So I'm a little bit nervous as well. It's easier when I go to speak at Limpopo or Durban or wherever I go. Van die mense ken jou mos. Die maand Oktober is eenkant gesit. Net soos Junie eenkant gesit is vir die jeug, is Oktober maand die maand vir ons 60-plussers. Vir diegene van u wat nie geweet het nie, die eerste Sondag van Oktober is oupa en ouma dag. Dis nou die grootouerdag. Die eerste Sondag van Oktober is oupa en ouma dag. Daai enetjie moet nou posvat by ons en hy moet bly by ons. Die eerste Sondag van elke Oktober maand. En dan daarna begin al die aktiwiteite vir ons ouer persone. Waarby die 1 Oktober is dan nou internasionale dag vir ons bejaardes. Dis nie net in Suid-Afrika waar dit gevier word nie, maar oor die wêreld heen word dit gevier. Dis belangrik dat die jeug eis hulle dag en hulle maak seker hulle stem word gehoor. Ons verstaan dit ook dat wanneer ons ouer persone dit nie so opeis soos wat dit veronderstel is om opgeëis te word. Want ons kragte is nie meer dieselfde nie. Ons is swakker en die jeug vertrap ons. Dis nie in alle gevalle so nie. Die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig, toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewendes by die dooies?" Hoekom gaan julle in en help julle sulke mense? As ons na die mense kyk in die gehoor vandag, die is ou mense wat vir ons groot gemaak het. En julle se deel gedoen. Daar was 'n tyd in Heidedal waar dit nie so gelyk is soos dit nou gelyk het nie. Dit was so gewees, dit was 'n lekkerte gewees. Dit was so gewees omdat julle ouers gewees het. Julle was maans, voor julle oumas en oupas gewees het. Was julle maans en oupas. En julle het die regte job gedoen. Ons waardeer die effort wat julle ingesit het. Hoe Heidedal nou is nie weer julle nie. Dit is die tweede geslag. Dit is waar ons inkom. En ons veil nie net vir julle nie, ons veil ons kinders. Ons is in die middel. En dit is ons plig om dit wat julle ons geleer het, vir ons kinders te leer. En nou is dit nie so nie. En ek gaan die mediese ondersoeke doen op die mense wat dit graag wou gedoen het. Bloeddruk, temperatuur, koors, soos ons maar sê, en advies vir mense gee.
En ek wil net vir u inlig 'n bietjie. Ek weet dit is ook 'n geleentheid om my kennis met u te deel. Ja, die siektes is maar baie algemeen, veral van 70 jaar. Meeste mense wat 70 word, het siektes, kry kroniese siektes. Kroniese siektes, soos hipertensie, Ek weet self nie wat is die nommer hier. Nee, is dit geld. Sien hoe jy sê man van die geld. Dit is nou nie geld nie, dit is die wennommer wat hier is. Nou die wennommer gaan ons oopmaak sodat almal kan sien want ek het die geld net so gekry van die persoon af. En ek moet hom net so oopmaak, ook laat almal sien dat mense nie sê môre daar was skelmigheid gebeur. So as dit 'n vrou is wat wen gee dit maar vir die pa. Asseblief, vir my. En die persent is Kom ons kyk die nommer. Die mense wil sê wat is dat? Ook iets nog net. Ja. Oh yes. Hey. Ek het nie geweet so lekker om 'n ou mens te wees nie. Ja. En ek het ook nooit in my lewe iets gebeur nie man. Ja. Dis amper die Dis die eerste keer. eerste keer wat ek iets weet man. Is die Here nie goed nie? Ja. My nommer is 2075. Dis 2075. En al ons groot mense, al ons ouers vandaag, hoor julle lyk pragtig. Julle lyk baie pragtig. En ek wil vir julle sê, die dag is die moeite werd, is die hele dag. Baie dankie aan die organiseerders ook. Baie dankie aan julle almal wat die ouers wat achter die skerms gewerk het. Baie dankie vir julle. Ons as ou mense, ek glo ons almal waardeer dit. Hoor jy baie praat nie? En die plek waar ek my voete gevind het, dis by Age in Action. Nou, Age in Action is in 1956 gestig. 1956, miskien is hy net so oud soos sommige van u, miskien is u ouer as Age in Action. En die rede hoekom u nie weet van Age in Action nie, daaronder sal u sien, daar staan die SA Council for the Aged. Toe hulle dit gestig het, was die naam the South African Council for the Aged. Die landse geskiedenis het gemaak dat ons nie van die raad geweet het nie. Dis nie iets waarop ek vandag wil ingaan nie, want ons ken die geskiedenis en ons wil dit nie elke keer die seer en die hartseer van dit bly herleef nie. Hy was grootendeels wit gewees. In 1999 het hulle die naam verander, maar voordat hulle die naam verander het na Age in Action toe, het hulle eers provinsiale kantore geopen. En daai provinsiale kantore beteken dat in elke provinsie van Suid-Afrika, al 9 provinsies, sal u 'n kantoor van Age in Action vind. En daar is ook satellietkantore. Vrystaat het ook satellietkantore gehad, een in Thaba Mofokeng en dan een ook. Laat ons tog regtig probeer kyk of ons die Afrikaans sowel as die aktiewe program vir ons Afrikaans sprekende mense begin. Daar's 'n forum ook. Daar is geen breinmens daar. Daar's geen Afrikaans sprekendes op daardie forum vir ouer persone en hy's die Free State Older Persons Forum.
Nou is hulle verskriklik besig om die programme afgehandel te kry. Daar's 'n Older Persons Parliament wat ook gehou word. Breinmense is nergens nie. Afrikaanssprekendes is nergens nie. Verlede jaar vir die eerste keer kon ek vir pastoor Mogaichu vra om hy dit daar te gaan verteenwoordig in daardie forum, dat hy sekere van die goede, die uitdagings wat ons ou mense mee sit, om dit te gaan aangespreek sien. En soos wat ons aanbeweeg, moet ons seker maak dat ons kultuur moet laat leef. Leef en laat leef. Maar as oma in die enkele, die weerkracht, wanneer 'n mens kan hier kom staan en die kom praat oor jou lewe, oor jou kinders, dan sal baie dink iemand is op ons gestorven of wat jy dat. Maar wat kan vry? Dus om een kies te kunnen worden staan. Maar waarom maak je vry? Wil je die dat die zal nog wat vertellen, ja. Ik is zelf een oma en een hele van hopklikken. Ek wil vir u baie dankie sê vir die feit dat u hier is en dat u hierdie dag 'n sukses kon maak. En vir die gemeenskap wat bygedra het, daar's besighede wat ook bygedra het. Vir hulle wil ek ook in hulle se afwesigheid sê baie dankie dat hulle hierdie dag vir ons kon moontlik gemaak het dat ek die bemarking kon doen van Age in Action sowel as die kultuur en die aktiewe program wat ons dan vorentoe sal aanbied. Baie dankie vir u teenwoordigheid. Dankie ook.